Goeiedag mense, Japie hierso. Ja, ek wil 'n bietjie kyk vandag na twee leringe op hierdie Sabbat. Een is vat die koninkryk met geweld. Ek dink niemand verstaan hierdie vers nie. Om dit te verstaan, het jy die meestersleutel nodig. In die Ou Testament, in Esegiel 12, is daar 'n profesie wat vir ons die sleutel is om al die profesieë oop te sluit in die Nuwe Testament. As jy nie daardie profesie verstaan of van hom weet nie, gaan jy nie die profesieë in die Nuwe Testament kan verstaan nie. Gaan jy dit heeltemal verkeerd interpreteer. En dis hoekom, soos ek sê, dis belangrik dat ons gaan kyk na hierdie spesifieke profesie. Dit is Esegiel 12. Esegiel 12. Ek gaan net 2 verse lees. Julle kan het lees met 21 tot 28 toe. Ek het dit al baie keer genoem in vorige video's. Mensekind, kyk, die huis van Israel sê, die gesig wat hy sien is vir baie dae, en hy profeteer van tye wat ver is. Net soos vandag, mense wat gesê het, of vandag sê dat die profesie wat gegee is in die Nuwe Testament is vir duisende jare in die toekoms. Dis vir dinge wat moes gebeur het duisende jare in die toekoms. Nou, dis hoekom ek verwys na hierdie meestersleutel. Mensekind, kyk, die huis van Israel sê, die gesig wat hy sien is van baie dae ver. Dit is soos die mense vandag klink. Daarom sê vir hulle, so spreek Jehovah, geen een van my woorde sal meer uitgestel word nie. Nie een van jou se profeseë wat hy deur sy profete gegee het na Esegiel is meer uitgestel nie, mense. Wat ek as woord spreek, dit sal gebeur, spreek Jehovah. Wat hy sê so Jehovah is, dat al die profeseë wat hy van sou gegee het na hierdie dag, sodat hulle nie eens meer daai sê ding het van, dit is vir 'n toekomstige generasie nie. Sodat daardie sê ding nooit weer gesê sal word in Israel nie. Maar vandag sê die mense dit dan nog steeds. Hulle sê dan, dit wat geprofeteer is in die Nuwe Testament, is vir daar ver in die toekoms van daardie mense se generasie af. Dis mos nou nie so nie, volgens Jehovah hierso. Sou dit vervul, alles wat gesê word in die Nuwe Testament, al die profesieë daar, sou vervul in daardie generasie. Volgens hierdie profesie. Hierdie is 'n sleutel vir julle om die van Matteus tot Openbaring te verstaan. Jy kan nie nou gaan sit en interpreteer en sê Openbaring gaan oor Trump, Amerika en Rusland en al hierdie nonsens nie. Jy kan dit ons nou nie doen nie. As Jehovah gesê het, dit sal vervul in die generasie wat dit hoor. Openbaring is geskryf in Jehoshua se generasie. Johannes die disipel het dit geskryf vir daai 7 gemeentes van daardie tyd. Dit het vervul in daardie tyd rondom 70 na Christus. Dis bewys, dit is in die historikuste se boeke. Dit het klaar gebeur, mense, dit het klaar gebeur. Al hierdie nonsens wat hulle kom sit en opmaak nou vandag oor, dit moet nou eers vervul. Ja, dit is 'n wollaar stories. Dis klomp wollaar stories. Dit het niks met die waarheid te doen nie. En dit is omdat mense nie hierdie sleutel het om dit te kan verstaan nie. As almal net besef dat Jehovah het gesê, geen een van sy profesieë na Esegiel sal meer uitgestel word, dit sal vervul in die generasie wat dit hoor, in hulle ore. So alles wat Jehoshua en Johannes die doper en Johannes die disipel, alles wat hulle gesê het, geprofeteer het, moes vervul het in daardie generasie. Volgens Jehovah hierso, anders maak ons Jehovah uit as 'n leenaar. Is Jehovah 'n leenaar? Of het dit vervul in daardie tyd? So kom ons kyk na hierdie van die koninkryk met geweld. Matteus 11. Nou dat ons hierdie sleutel het, en nou gaan ons dit ook beter kan verstaan wat hier gesê word. Andersins is dit bykans onmoontlik om dit te verstaan. Matteus 11, maar van die dae van Johannes die doper af tot nou toe, word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld, want al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer, en as julle dit wil aanneem, hy is Elia wat sou kom. Johannes het die mense laat weet dat die regeringskap van die Messias op aarde in hulle generasie sou geskied. Wat beteken alle profesieë aangaande die Messias en wat hy kom doen, sou vervul word in daardie generasie. Insluitend Jehoshua wat die slang se kop vermorsel en regeringskap wegvat van Satan af. Want hy julle Satan het die koninkryke van die wêreld vir Jehoshua gewys, seker maar met 'n visioen.
En dat hy gesê buig voor my en dan gee ek hierdie goed vir jou. Joshua het dit anyway gevat. 'n paar jaar later, toe het hy dit weggevat van Lucifer af, toe het hy regeringskap oorgevat van die aarde, wat onder die aarde is, wat bo die aarde is, oral. Hy het die regeringskap oorgevat van alles. Nou dit is wat Johannes kom sê het hierso. En hy het ook vir die mense kom openbaar maak dat Jehovah se verlosser sou kom in daardie generasie, hulle vrymaak, geestelik, maar ook fisies. Hy sou eers kom as die lam, geestelik, hulle vrymaak, en deur te sterf, en dan opstaan, en dan sou hy kom as die leeu, die diktator, wat kom regeer op die aarde. Dit het al twee vervul in daardie generasie. And from the days, soos jy sien hier so in Engels, and from the days of John the Baptist until now the kingdom, the reign of the heavens suffers violence, are seized, laid hold of, and the violent, the fired up, take it by force. Nou as jy kyk na die woorde soos violence, hierso, properly to use power to forcibly seize, laying hold of something with positive aggressiveness. Ja, dit het 'n positiewe konnotasies hierdie woord, is soos hy sê, jy lay hold of something with positive aggressiveness. To advance forcefully. En dan violent is dit weer eens positive assertiveness, used of the believer living in faith, guiding and empowering them to act forcefully. Fired up by Yahuwah to act by his revelation. Nou, wat se openbaring het hierdie mense ontvang, wat hulle so gefire up het, wat hulle so aan die brand gemaak het daar agter, wat hulle so lus gemaak het om alles op te gee, om hom te volg, wat hulle lewens afgelê het vir hom. Wat het hulle so aan die brand gesteek in hulle harte? En ons gaan nou sien wat dit is. Ek het al 'n tip gegee hierbo, Johannes het vir ons gesê wat dit is, dat Jehovah se Messias daar is, om sy koninkryk in te bring, en hierdie mense wou deel wees van daardie koninkryk, hulle wou saam met hom regeer het, hulle wou saam met hom in die 1000-jarige vrederyk gewees het, en dit is hoekom hulle fired up was, bereid was om alles op te offer vir hom. John the Baptist's first prophesied message was, wat het sy eerste profesie gesê? Die regeringskap van die hemelse koninkryk is om die draai. Dis die eerste ding wat Johannes die Doper begin preek het, dat die koninkryk van Jehoshua, van Jehovah, van die hemele, is om die draai. Waar? Dit sou gemanifesteer het op die aarde. Dis waarna hy verwys. Arameese Bybel, and he said, return to Yahweh, the kingdom of heaven has come near. En Jehoshua het presies dieselfde boodskap gepreek hierso as Johannes, hier in Matteus 4:17 het hy dieselfde gesê. Hy het ook gesê, die regeringskap van die hemelse koninkryk is om die draai. En dit het die mense begeesterd gemaak, om hulle lewens reg te kry, om voluit te leef vir Jehovah, en om sy wil te doen. Johannes proklameer dat Jehoshua se koninkryk gaan begin op aarde in hulle generasie. Onthou, Esegiel 12, die sleutel. Dit wat hierdie mense gesê het, het hulle geweet moet vervul in daardie generasie, want Jehovah het dit alreeds geprofeteer in Esegiel 12, dat wat geprofeteer word, sal vervul in daardie generasie wat dit hoor. So dit het 'n vuur gemaak onder 'n klomp mense wat besef het, die tyd is min en hulle moet 100% fokus op wat Jehovah wil hê hulle moet doen. Matteus 24:34, so sê Jehoshua, voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Hy praat van die eindtye, sy tweede koms, die groot verdrukking, die vervolging, al daardie dinge, die oorlog, die gerugte van oorlog, die valse leraars, die antichrist, al hierdie goeters, sou vervul, wanneer? Hier sê hy vir sy disippels, in julle generasie. Hy kyk hulle in die oogies, en hy sê vir hulle, in julle generasie gaan hierdie goed gebeur. Dit gaan vervul. My tweede koms is in julle generasie. Dit het gebeur in daardie tyd, mense. Ons wag nie vir 'n tweede koms nie.
Of het Joshua vir die mense gelieg? Het hy vir sy disippels gelieg toe hy vir hulle gesê het, dit sal in hulle geslag gebeur? Baie van Joshua se volgelinge het alles opgegee om hom te volg en baie het betaal met hulle lewens, sodat hulle die prys kan ontvang om saam met Joshua te wees en moontlik regeer tydens die 1000 jaar vrederyk. Paulus het dit ook geweet. Hy het ook gepraat in daardie rigting. Kom ons kyk wat sê Paulus, 2 Timoteus 4:7. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Ja, hy het volhard tot die einde toe, want hy wou ook hierdie prys ontvang het wat hierdie disippels ontvang het en die volgelinge van Joshua ontvang het. En die wat die waarheid geglo het en dit uitgeleef het. 1 Tessalonisense 4:16-18. Want Yahuwah self sal van die hemele neerdaal met 'n geroep. Joshua sal self neerdaal met die hemele met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die besuin van Yahuwah. En die wat in Messias gesterf het, sal eers opstaan. Daarna sal ons mense, wat sê Paulus? Ons. Van wie praat hy? Van ek en jy? Nee, hy praat nie van ons nie. Ons het nie daai tyd geleef nie. Hy praat van hom en die mense vir wie hy skryf. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, Yahushua tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by Yahushua wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Hoe gaan hy hulle bemoedig met hierdie woorde as dit eers 2000 jaar in die toekoms moet gebeur? Dan is dit mos nie bemoedigend vir hulle nie. Dan gaan hulle mos depressief raak as hulle hoor, nee, maar dis nie vir julle hierdie. Ek het hierdie positiewe dinge nou vir julle vertel, van ons mekaar ontmoet en al hierdie lekker dinge, maar is eintlik 'n joke julle, dis nie vir julle bedoel nie hoor. Dis vir 'n generasie, paar duisend jaar in die toekoms, dis nie vir julle nie. Dis nie wat hy gesê het nie. Hy sê dit vir hulle, want dit is iets wat sou gebeur in hulle generasie. Hy bemoedig hulle met hierdie woorde, maar dit gaan met hulle gebeur. Van hulle gaan dood wees, maar van hulle gaan nog lewend wees. Van hulle gaan nog lewe. En die wat dood is, gaan eers opstaan, en hulle gaan hulle tegemoet gaan in die lig. So van hierdie mense hierso in Paulus se dae, sou nog lewe wanneer Joshua terugkeer. Dis wat Paulus hier duidelik vir ons sê, mense. Ek weet, hierdie is 'n favorite versie vir die Christene wat vasgeklou aan die wegraping van vandag. Hulle quoteer hierdie vers, maar ons kan duidelik sien, dit gaan oor Paulus se tyd, en dat dit daardie tyd vervul het. Mense, as mens hierdie kerkbrille afhaal, dan sien mens al hierdie goed skielik raak, en dan besef jy hoe erg is dit gelieg vir jou van kleins af, het hulle jou gebreinspoel met hulle sienings en hulle idees. Hulle het nie die Bybel vir jou gepreek nie. Hulle het hulle idees vir jou gepreek. Hulle tradisies vir jou gepreek. En nou sit jy met daai idees en tradisies van jou Christenkerke, daai brille op jou gesig, en jy kan nie die waarheid sien nie. Jy kan nie hierdie verse verstaan nie. Jy misinterpreteer hierdie verse, want jy sit met hierdie kerkbrille op. En dit is nie jou skuld nie, dit is nie ons skuld nie. Ons is van kleins af gebreinspoel in hierdie leuns. En dit is deur genade van Yahuwah en deur sy gees, wat ons die waarheid wys, dat ons kan vrykom van hierdie brille op ons kop, wat ons opgetel het in die kerke. Hierdie wat ek vir julle preek, mens, dis die waarheid. Hierdie is die waarheid oor die tydlyn. Hierdie is die waarheid oor wat hulle gesê het en wat hulle bedoel het, met wie hulle gepraat het en wat eintlik aangaan. Dit het niks met jou te doen hierdie goed nie. Die tweede koms het gebeur in rondom 70 na Christus. Die historikuste, Flavius Josephus, Tacitus, Josephus het dit ook gesê. Hulle het gesien hoe die hemelse weermagte afkom, hoe die hemelse weermagte die stede in Judea omsingel. Hulle het dit gesien gebeur. Hulle het die weerlig gesien in die lig. Hulle het al hierdie goed gesien wat die Bybel van praat. Ons wag vir 'n derde koms van Joshua. Dis wat gaan kom, 'n derde koms. Maar hy gaan nie hierdie keer kom op die wolke soos daardie keer nie. Sy koms gaan anders wees hierdie keer. Ek praat in my video's oor hoe sy koms gaan wees hierdie keer. 1 Johannes 2 vers 18.
Kinders, dit is die laaste uur. So Johannes, soos wat Joshua vir hulle gesê het, dit gaan in hulle generasie vervul. Nou kan ons sien hoe Johannes dit verstaan het. Hoe Johannes verstaan het wat Joshua vir hulle by die Olyfberg gesê het, toe hy hulle vertel van die eindtyd en alles wat met hulle sou gebeur het. En in hulle generasie sou gebeur het, soos die tweede koms en die groot verdrukking en al die goed. Want hierso sê Johannes vir ons, kinders, dit is die laaste uur. Hy weet hulle is in die laaste generasie. Hy weet dat hierdie goed gaan vervul in hulle generasie. Dis hoekom hy dit sê, mense. En soos julle gehoor het, dat die Antichrist kom, nou die Antichrist se rol is vervul deur die Fariseërs. Hulle het in die Israelse kant, of jy kan sê in die Jodese kant, want hulle was nie Israeliete nie, vir die Fariseërs, het hulle die Israeliete vervolg, maar aan die Romeinse kant was die Antichrist Nero, toe hy selfmoord gepleeg het, toe was dit Flavius Vespasian en Titus Vespasian. Nou, Titus Vespasian is ook die valse profeet en die klein horingkie, wat Daniel van praat. Hy het daardie rol vervul. So hier kom ons gaan weer, kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het, dat die Antichrist kom, bestaan daar ook nou baie Antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Ja, groot vervolging gewees in daardie tyd vir die gelowiges, van alle kante af. Matteus 23 vers 33-36, hier praat, kom ons kyk hierso, oor die Fariseërs. Slange ander geslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Daarom kyk, ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig, en sommige van hulle in julle sinagoges gesgeesel, en van die een stad na die ander vervolg. Kyk hoe connecteer dit mense met Matteus 24, waar Joshua sê, as hulle jou vervolg, en die een stad vlug na die volgende een toe. Hier sê hy dat dit is daardie Fariseërs van daardie tyd wat dit sou gedoen het aan daardie disippels van daardie tyd. Dat het absoluut niks met ons te doen nie. Hier sê hy, wie gaan daardie vervolging doen op daardie disippels wat hy in Matteus 24 vir hulle sê van die eindtye wat met hulle gaan gebeur. Dit het absoluut niks met ons te doen nie. Die disippels was vervolg van stad tot stad. Deur die Fariseërs en later ook deur Rome. Sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot die bloed van Sagaria, die seun van Beregia, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar. Voorwaar ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom. Mense, het hy gelieg vir daardie Fariseërs? Hier praat hy van sy tweede koms, van hierdie oordeel wat hy bring oor die Fariseërs, oor die skrifgeleerdes. Hy sê daar vir Caiaphas met sy vonnis, sê vir hulle, almal wat daar is, met sy vonnissing. Hy sê, julle almal gaan my tweede koms sien gebeur. Hy sê dit so in hulle gesig, dat julle gaan dit sien gebeur. Dis nie vir ons vandag nie. Die tweede koms het klaar gebeur in Caiaphas se tyd, en hierdie Fariseërs se tyd. Ons kan ons nou sien, hier sê hy dat met sy koms, hierdie oordeel oor hulle is nou, gaan nou vervul word in hulle generasie, in die disippelse generasie het dit vervul. Johannes die Doper het ook vir die Fariseërs gesê, die byl is teen die wortel van die boom, wat hy verwys na die Fariseërs, na hierdie ander geslag, wat daar was, en dat hulle is op die punt om afgekap te word. In daardie generasie was hulle afgekap, die oordeel het op hulle gekom, vir alles wat hulle en hulle voorgeslagte gedoen het. Mense, hierdie goed het klaar gebeur. Jy kan nie nou kom en sê, hierdie goed moet 2000 jaar eers later gebeur nie. Maar dit is nie so nie, die kerke lieg vir julle. Maar ongelukkig mense, meeste van hulle, doen dit nie omdat hulle opsetlik mense probeer om die bos lei nie. Hulle doen dit want dit is maar wat hulle geleer is van kleins af, en hulle leer maar die ander mense nou maar dieselfde goedjies, dieselfde dingetjies, dieselfde tradisies. Julle oë moet oopgaan om te sien wat eintlik aangaan. Te sien waar is jy op die tydlyn, sodat jy nie mislei kan word nie. As jy weet wat aangaan, as jy weet waar jy is op die tydlyn, dan gaan jy ook deur die planne van Satan sien. Dan gaan hy jou nie kan mislei nie. Dan gaan jy met sy misleiding sien aankom 'n myl ver.
Maar ongelukkig 99,99% van die Christene in hierdie wêreld kan mislei word, want hulle klou nog vas aan die leuns van hierdie goed wat eers nou moet vervul. Dat ons nou eers in die groot verdrukking is van Openbaring en al hierdie goedjies. En hulle maak dit baie maklik vir Satan en sy gesande en die goewermente om hulle te mislei. Want hulle glo die leuns. So dis baie makliker om hulle te mislei, om hulle te beheer. Om hulle te laat glo wat Satan wil hê hulle moet glo. Want Satan wil hê die mense moet dink dis nou die groot verdrukking. Want hy het sy plannetjies gemaak vir 'n valse Messias wat kom en 'n paar ander dingetjies wat hy beplan. Ja, so dit is die boodskap wat ek wil gee oor hierdie van die koninkryk met geweld. Ons kan sien dat dit is die mense het begeesterd geraak toe hulle hoor dat hulle is die laaste generasie voor die koms van die Messias en of sy koninkryk, voor die fisiese koninkryk van Joshua sou begin het op die aarde vir 1000 jaar, dat hulle die laaste generasie was. En ons sien dit duidelik in Daniël. Ek dink is Daniël 7 wat dit baie duidelik vir ons verduidelik hierdie tydlyn. Maar Daniël 2 wys ons ook met die voete van yster en klei, wat die 10 tone. Dit sê vir jou daarso wat is die tydlyn. Wanneer het dit vervul? Dat Joshua se koninkryk het begin tydens die 10de regeerder van Rome en die 10 leiers van Israel, die yster en klei. Ek behandel dit in my Openbaring reeks. Die 10 tone van yster en klei. Die 10 keisers, die 10de keiser, dis toe na die 10de keiser toe Joshua sy verskyning maak. Die rots wat die standbeeld vernietig. Dis toe die 1000-jarige vrederyk begin het. So dit het begin rondom 70 na Christus. Ons is nou so 250 jaar na die 1000 jaar vrederyk. Ons sien die geboue om ons, die wonderlike geboue wat vir ons agtergelaat is na die 1000-jarige vrederyk. Ons sien die goeders wat hulle gebruik het in daardie tyd, wat vandag gebruik word nog steeds. En die wat hulle noem die Industrial Revolution. Dis nie 'n Industrial Revolution nie. Hulle het net gekies en keer van die 1000-jarige vrederyk se goeders wat hulle gaan hou en wat nie. Hierdie goewermente en die meiselaars en so aan. Hulle kon besluit wat wil hulle hou, wat se geboue wil hulle hou. Die ander geboue het hulle nou maar verbrand en afgebreek en stukkend opgeblaas. Van die inventions wat hulle wou hou, en dan het hulle van die, soos die ligballonne het hulle weggedoen mee, want ek dink dit was te moeilik vir hulle dalk om, ek weet nie hoekom hulle eintlik weggedoen het daarmee nie. Maar hulle het toe ander tipe vliegtuie begin gebruik, in plaas van die ligballonne. Maar ja, die goed het klaar gebeur. Ons is so 250 jaar nou, na dit. Ons is nou die kort seisoen van misleiding van Openbaring 20. Julle kan nou gaan sien wat nog moet gebeur, maar ek behandel alles wat nog moet gebeur op my video's, sodat julle nie mislei word nie, mense. Dis hoekom ek hierdie goed doen. Sodat die handjie vol wat ore het om te hoor, laat hulle kan hoor. Dat hulle kan weet wat is die waarheid en nie mislei word nie. Ongelukkig, die waarheid kry nie baie aftrek nie. Die ware waarheid, die regte waarheid, die 100% waarheid kry nie baie aftrek in die lewe nie. Dit is nou maar so. Ek het dit besef so met, en ek het vrede daarmee gemaak al lankal. Maar ek voel dat ten minste ek doen wat ek moet doen. Ek doen waarvoor ek geroep is. Ja, geniet julle dag. Ek gaan nog 'n video doen oor iets anders later. Wat gaan die ander een oor gaan? Kom ons kyk. Nicolaitans. Is julle Nicolaitine? Wat noem hulle goed? Nicolaitans. Is daar nog Nicolaitans vandag? Dit is 'n bietjie wat ek gaan behandel en julle gaan geskok wees as julle hoor wat die Nicolaitans geglo het en dat daar actually nog baie van hulle is vandag. OK, groete vir julle. Praat weer later.